Goeiedag. Ek wil praat vandag oor die tempel van God, die gebou van God. Mense het 'n misvatting omtrent die gebou van God. Hulle dink dat die gebou van God is die gebou wat daar staan, wat met mensehande gebou is, wat hulle noem die kerk. Kom ek sê vir u, die gebou van God is julle. God woon nie in 'n gebou wat met hande gebou is nie. Ek en u, ons liggaam is die gebou van God. En dit is die plek wat God wil inwoon. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, die gebou van God is julle. Nou, ons mense beskou die gebou wat met mense hande gebou is as heilig. Dit is 'n heilige plek. En daar word nie onheiligheid bedrywe nie. Daarom loop mense met hulle sigarette tot voor die hek. Hy vat nog sy laaste paar skywe en dan druk hy die eentjie dood of die twakpil dood. Hy nip hom, steek hom in sy baadjie sak en dan gaan hy binne in die gebou in wat hy beskou as die kerk. Hy gaan in 'n heilige plek in. Of jy kry dat mense hulle is besope. Maar as hy daai gebou ingaan, hou hy hom so regop en op sy plek, want hy besef dat hy nou in 'n heilige plek ingaan. Maar laat my toe om vir u te sê, die gebou van God is julle. Luister, 1 Korintiërs 3:16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Weet julle nie? Ja, daar's baie wat dit nie weet nie. En luister, God is so heilig op sy gebou. God het hoë agting vir die plek wat hy met sy hande gebou het. Daarom sê in 1 Korintiërs 3:17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Nou, God het 'n hoë agting vir sy gebou, vir sy tempel. En dit is ons liggaam. God het ons die verantwoordelikheid gegee om na hierdie gebou van hom om te sien, om na dit te kyk. Maar wat doen ons in plaas? Ons breek hierdie gebou van God af. Manne en vroue, kinders, rook hulle in die TV in. Jy hoor dat daai man die uitklinkie reg, sy bors is tot nie sy longe
is tot niet. Jy kan het hoor, as hy begin te hoes, hulle sê, los die eentjie, hy kan nie, ek moet so graag, maar ek kan nie. Jy rook jou tot niet. En as die TB daar is, op sy hoogste, en die dokter sê vir jou, hou op, dan wil jy ophou. Mense drink hulle tot niet. Hulle drink hulle in die afgrond. En eers, wanneer sy niere aangeraak is, eers wanneer hy hartprobleem het, en die dokter sê, jy moet ophou drink, dan wil hy ophou drink. Maar jy klaar die tempel van God geskenk, die tempel van God tot niet gemaak. Ek wil vir jou sê vanoggend, hou op, terwyl jy nog gesond is, terwyl jou liggaam nog bruikbaar is, en jy nog soveel vir die Here kan doen. Hou op, sit 'n einde aan vandalisme. Hou op, die gebou se mure afbreek. Hou op, jou liggaam vernietig, tot niet maak. God gaan jou skend, as jy sy gebou skend, as jy sy tempel skend, sal hy jou skend. Kom ons kyk na die gebou van God. God het jou verantwoording gegee. God het jou verantwoordelik gemaak om te kyk na sy gebou.